Ooh, Ribakasontu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ooh, Ribakasontu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Julle kan maar sit in julle plekke inneem. Sit net so met jou oë toe. Sit net so met jou oë toe. Ooh, Ribakasontu. Thank you, Lord. Julle kan nog so bietjie sagter sit asseblief. Thank you, Lord. Dankie Jesus. Here, ek bid U beskerming vandag oor ons in hierdie plek. Hierdie plek, Here, is toe met die bloed van Jesus. O, Ribakasontu, thank you, Lord. Here, ons is nie bang vir die bose nie. Ons kom verklaar dit in hierdie plek. In Jesus se naam is ons toe met die kosbare bloed van die lam. Thank you, Lord. U is almagtig, Here. Here Jesus, daar is niks wat te groot is vir U om te hanteer nie. U kan elke dingetjie, elke omstandigheid, Here, U kan elke probleem, U kan alles kom verander, Here. Daar is hoop, Here, waar U naam geproklameer word. Here, daar waar U teenwoordig is, Here, gebeur wonderwerke. Ons loof U en ons prys U vir dit. Here, U sê in Matteus 18:18, alles wat julle op die aarde sal bind, sal in die hemel gebonde wees. En ons kom vanmôre, Here, en ons kom bind, Here Jesus, jy sê dalk iemand vanmôre met 'n probleem. Maar ons kom bind die vyand se werke vanmôre in Jesus se naam. Here, ons verklaar dat dit kragteloos is in die naam van Jesus. Here, en dan sê U, ek het reeds gebid, Here, en vir U gevra, laat elke stoel hier 'n engel sal hê vanmôre. En ons het hulle gehoor hoe prys en loof hulle U vanmôre in die plek. Here, U sê in Psalm 34:8, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle. Koronto kosenda. U Lord, Here, 2 Tessalonisense 3:3, maar die Here is getrou, hy sal julle versterk en julle bewaar van die bose. Ons sal nie bang wees nie. Ons verklaar dit vanmôre in hierdie plek. Dankie Here Jesus, U is met ons. U is kragtig, U is die Alfa en die Omega, Here. U is die blinkmôre ster, U is die roos van Saron. Thank you, Lord. En daarom verklaar ons is veilig in die hande vanmôre. In Jesus se naam. Geen vloek, geen toordery, geen leuen van die vyand sal ons tref nie in Jesus se naam. Niks sal ons tref nie. Here, dankie vandag vir 'n geleentheid wat U ons bied om U woord te kan proklameer. Ek bid, Here Jesus, dat U self vanmôre, is hier iemand, hier's dalk net een vanmôre in hierdie plek. Dalk net een wat moet vrykom vanmôre. En ek bid, Here, in Jesus se naam, dat U hier sal teenwoordig wees, daardie persoon aan te raak en hom vry te maak vanmôre in die naam van Jesus. Dankie vir U liefde. U is 'n liefdevolle God. Laat U liefde so vloei deur hierdie plek vanmôre. Karabakasonto. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dankie Jesus vir U liefde. Dankie Jesus. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen en amen. Halleluja. 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 Ek kan nie wag om hierdie woord vandag af te lewer nie. Regtig, dit is vir my heerlik om hier te kan staan. En ek wil ook vir elkeen op YouTube vanmôre sê, baie welkom vanmôre. As jy ingeskakel is om te kyk na hierdie woord, en dankie aan elkeen van julle wat moeite gedoen het om vandag hier te wees. Weet julle wat was kosbaar geweest? Die Here is teenwoordig en ons moet, al is ons 3, moet ons in die atmosfeer van die Here kom. As hy teenwoordig is, skep hy 'n atmosfeer. En ons moet in die atmosfeer kom waar God is. Al is ons net 3. En weet julle wat? Hy het dit voorberei, dat hier soveel sal wees vandag. En, laat ek vir julle dit vertel, hy is hier teenwoordig, en ons is in sy atmosfeer vanmôre, in Jesus se naam. Wat beteken om in God se atmosfeer te kom? Dit beteken om in 'n geestelike dimensie te kom. It's spirit. Dit beteken kom waar God se gees is.
Psalm 100 van vers 4 sê, gaan sy poorte binne met danksegging en sy voorhowe met lof. Woe! Dis wat hier gebeur het vanmôre in die plek. Ons is deur hierdie poorte. Ons prys sy naam. Weet julle wat sê 1 Tessalonisense 5:19? Hy sê, dis 'n atmosfeer. Hy sê, moet die gees van God nie uitblus nie. Al is hier niemand, en jy sit alleenig hier, moet jy die gees van God nie uitblus nie. Jy moet in sy goddelike atmosfeer vanmôre kan jy gaan jubel. Kan iemand maar hier afsit? Ja, hier binne. Thank you Jesus. Halleluja. Halleluja. Ek het vandag 'n vraag vir jou. En ek wil jy mooi luister. Ek het 'n vraag vir jou en ek wil jy moet reageer op my vraag. Die vraag is, glo jy vanoggend dat Jesus jou in hierdie plek kan kom besoek? Ek vra dit weer, steek jou hand op, glo jy dat Jesus jou vandag in hierdie plek kan kom besoek? Amen. Kom ons vra vir hom iets. Sit net so, dan steek jy jou hand uit, dan sê jy, Jesus, raak my aan vandag. Jesus, raak my aan vandag. En dan sê jy, Jesus, verander my vandag. En dan sê jy, Jesus, ek is vir u lief. Halleluja. Weet jy wat? Ek sien 'n klomp begeesterde harte hier voor my. Ek sien 'n klomp mense hier voor my wat die Here dien in gees en waarheid, wat 'n passie vir hom het. Halleluja, prys sy naam. Weet julle wat, net dis altyd vir my lekker 'n groot voorreg om die woord te kan bedien. Dis 'n voorreg. Net om iemand op straat raak te loop en aan een persoon die woord te kan bedien. Maar weet julle wat is die groter voorreg? Is om die woord te kan ontvang. Ons is nooit te slim nie, ons is nooit te ver gevorderd as iemand 'n woord spreek waar ons by is nie. Dis so lekker om die woord te kan ontvang. Ek wil vir julle ietsie wys vanmôre, julle gaan nou skrik. Ek het dit spesifiek ingesit hier vanmôre. Kyk gou 'n bietjie hierna. Die wêreldbevolking is tans 8.23 miljard mense. Mense wat waarskynlik nog nooit van Jesus Christus gehoor het nie, is meer as 3.4 miljard. Dis die nuutste statistieke op die Joshua Project op Google. Gaan kyk hom maar. So 3.4 miljard mense het waarskynlik nog nooit van Jesus gehoor nie. Dis dit nie kommerwekkend nie. Wow. En weet julle wat? Markus 13:10 staan dan die volgende. Daar staan, en die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. Dink julle ons het 'n bietjie werk om te doen? Ons het 'n bietjie werk om te doen. En daai miljard wat julle gesien het, is mense tussen ons. Moenie dink dis in die oerwoude van Tanzanië, waar hulle daar loop en in die bome rondhang nie. Dis mense tussen ons, wat se gees nie ontvanklik is om van God te hoor nie. Weet julle, is my so interessant, ons visie by die Upper Room is mos vir 2025 en hierdie visie, hierdie hele visie wat in die begin van die jaar oor die Upper Room uitgespreek is besig om nou te gebeur, is besig om waar te word. Ons is besig om in te beweeg in hierdie visie, en hierdie visie is the restoration of the tabernacle of David. The restoration of the tabernacle of David. En ek dink Helene het gister vir my gesê, daar's 'n ander kerkgroep wat gister 'n seminar gehou het oor dit, hè, oor die tempel. Oor die restaurasie. So, waar die gees van die Here is, daar gebeur dinge. Ons moet net dit verstaan. En daarom bedien ek vandag weer eens oor die herstel van die tempel. En ek wil dit in elkeen wat hier sit vanmôre en julle wat luister vanmôre, ek wil dit inspreek in jou gees in. Dis die herstel van die tempel. Dis waaroor dit gaan, die herstel van die tempel. So ek spreek dit in jou lewe in vanmôre. Ek wil jou vat na 'n gedeelte toe van die woord wat die Here op my hart geplaas het. En ek kan sien vanmôre, elkeen van julle
is reeds deur die Gees van die Here aangeraak vanmôre. Ek kon dit in praise and worship, kon ek dit vanmôre sien. Dat julle is reeds aangeraak deur die Gees van die Here. Ek vat jou gou na hierdie sketsie toe. Kyk gou na daai sketsie toe. Daai sketsie. Dit is in die Nuwe Testament. Herodes se tempel. Hulle praat van Herodes se tempel, het so daarna uitgesien. Dis die voorhof van die heidene hieronder, dan die voorhof van die Israeliete, voorhof van die vroue, voorhof van die priesters, en dan die heilige plek en die allerheiligste bo. Dis min of meer, dit was 'n baie groot oppervlakte, wat hierdie tempel gevat het. 'n Groot stuk grond, die tempel was groot geweest. En ek vat hier nou 'n gedeelte toe vanmôre in Matteus 21, ons skrifgedeelte is Matteus 21 van vers 12 tot 17, maar ek vat jou gou na die vooraf gedeelte toe. Daar waar dit gaan oor Jesus se intog in Jerusalem. Nou as julle mooi onthou, hy het in 'n donkie se rug het hy ingekom in Jerusalem en hulle het palmtakke op die grond neergelê, mense het hulle klere neergegooi en so het hy in Jerusalem ingegaan. Maar vers 10 sê van Matteus 21, dit sê, toe Jesus die stad binnery, was die hele stad in beroering. Die skrif sê, die stad was in beroering. Nou ons het daai gedeelte gelees, daar's party wat gejuig het, en daar was party wat bly was, toe hy die stad inry. En weet julle, hierdie woord beroering, het my getref. Party was ongelukkig, ja, daar was party wat ongelukkig was, hoekom hy in die stad ingekom het. Jy sien, daar was 'n mengsel van vreugde gewees, party was net nuuskierig gewees, en dan, die godsdienstige leiers het gevrees, omdat hy die stad binne gery het. So dit was 'n mengsel gewees van emosies, toe hy die stad ingery het, 'n mengsel. Jy sien, en dan het hulle toe in die stad gevra, wie is hierdie man, waaroor julle so in beroering is? Vra die stad, en die skare het uitgeskree, dit is Jesus van Nasaret, van Galilea, waar die stad binnekom. Ek dink elkeen van ons, in ons lewens, onthou hier's party van julle wat hier sit, wat al amper 80 is, of 80 is. Hier's party van julle wat hier sit, wat al 30 is. As jy terugkyk na jou lewe toe, dan sien jy dinge het verander. Dinge is nie meer soos 10 jaar terug nie. Dinge is nie meer soos 50 jaar of 30 jaar terug nie. Dinge het verander. En weet jy wat, toe Jesus die stad so binnery, toe val het hom by, en dit het hom opgeval, dinge het verander in Jerusalem. Dinge het verander. Dinge was nie meer soos sy vader dit beplan het nie. Dinge was nie dieselfde nie. En kom ons kyk gou na hierdie baie bekende skrifgedeelte, ek gaan vir julle op die bord sit, dan lees julle saam met my. Matteus 21, 12 tot 17. Ek gaan nie al die skrifgedeeltes nou lees nie, ek lees hulle so stuk vir stuk. En Jesus het in die tempel van God ingegaan. En almal wat in die tempel verkoop en koop, uitgejaag. En die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiwerverkopers omgegooi. Toe Jesus die stad binnery, toe sy dadelik tempel toe. En weet jy wat? Toe hy daai tempel so bekyk, toe sy verontwaardig. Toe hy die tempel sien. En ek gaan kyk toe, wat beteken verontwaardig? Verontwaardig beteken, hy was ontsteld gewees, o Jakkie. Dis soos ons, partykeer gaan jy in die middestad toe, dan is jy verontwaardig, om al die vullishope te sien, die vuilheid in die stad te sien, die rotte wat daar hardloop, en die vullishope, en die mense wat op die strate so staan en verkoop. Ons is verontwaardig. Dit lyk nie meer soos 20 of 30 jaar terug nie, Benies. Lyk nie meer so nie. En weet jy wat? Jesus was verontwaardig. En verontwaardig beteken is om van kwaad te word. Dis om te kyk, hoe lyk die dinge nou? Jy voel nie meer gelukkig oor dit nie.
En kyk gou 'n bietjie Johannes se weergawe. In Johannes 2:14 tot 15. Kyk gou 'n bietjie wat was Johannes se weergawe gewees. Nou daar's baie slim mense in die Bybel wat sê daar was 2 gebeurtenisse gewees waar Jesus die tempel skoon gemaak het. Maar dit was Johannes, ek gee nou nie om of daar 1 of 2 was nie. Ek praat oor hierdie spesifieke gedeelte Matteus 21, want kyk gou wat was Johannes se weergawe gewees van Jesus toe hy die tempel skoon gemaak het. Ek wil net sien, ek wil net gou my skrif hier reg kry. Ek het hom nie op die bord gesit nie, maar luister gou hier. Luister net gou hier. Johannes se weergawe was gewees. En hy het in die tempel die verkopers van die beeste en skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Luister mooi. En hy het 'n sweep van touwtjies gemaak. En almal uit die tempel uitgedryf. Ook die skape en die beeste en die geld van die wisselaars uitgestort en hulle tafels omgekeer. Dis Johannes se weergawe. In Matteus 21 vanaf vers 12 af sien ons nie dat hy 'n sweep van touwtjies gemaak het nie. Maar Johannes se weergawe was, hy was kwaad gewees. Wanneer maak jy 'n sweep? Jy beplan om hulle met daai sweep uit te gaan drywe. Jy het eers die tempel bekyk en jy het agtergekom hierdie agteruitgang wat besig is om hier te gebeur. En jy dink, dis nie soos my vader beplan het die tempel moet lyk nie. En hy beplan Jesus en hy maak 'n sweep van touwtjies. Hy sê vandag is die dag wat ek hulle hier gaan uitjag met hierdie sweep. Hy beplan dit. Jy sien, die voorhof was bestem, ek vat jou weer terug na die voorhof was bestem, die heidene, dis die plek waar die verste weg was van die allerheiligste. Daar het die heidene by mekaar gekom, en dit was eintlik 'n plek gewees van aanbidding. Die hoofdoel van daardie voorhof was gewees om te aanbid. Hierdie heidene moes daar by mekaar kom, hulle moes bely hulle sondes, hulle moes sê hulle is jammer, hulle erken God, hulle moes eintlik daar gebid het. En jy sien, toe raak dit 'n plek van bedrog. Dit raak toe 'n plek van koop en verkoop. Wie van julle was al op 'n mark gewees waar mense sy produkte tentoonstel? Hier het hulle produkte tentoongestel in die voorhof, waar hulle moes by mekaar kom, waar hulle moes aanbid. En hierdie ou skree, ek het 'n duif vir 10 sent, ek het 'n lam vir R20. Kan julle indink, hoe klink dit, die verkopers as hy sy produk wil bekendstel? En Jesus het geluister en gesien, hier's 'n beroering hier aan die gang. Kan jy jou indink hoe klink dit in so 'n plek? Matteus 21:13 staan daar. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspilonk gemaak. Woe! Sê dit vir hulle. En weet julle wat beteken 'n rowerspilonk? Dis 'n gebied, dis 'n plek waar 'n klomp diewe en oneerlikes by mekaar kom. Dis 'n rowerspilonk. Dis nie meer 'n plek van samekoms nie. Dis nie meer hoe die tempel moet opryk nie. Jy sien die geestelike betekenis daarvan. Luister mooi, die geestelike betekenis daarvan vir vandag. Hierdie is 'n huis van die Here. Die Here soek nie mense wat besmet is nie, wat vuil is nie, wat onrein is nie. Dis 'n plek van aanbidding nie. Hy sê, jy sien nie fisies vuil nie, geestelik. Mense kom na die plekke van aanbidding toe, hulle is geestelik so vuil. Hulle is van binne af so beset, so demonies beset. Dis die vuilheid, dis die onreinheid waarvan ek hier praat. Jy sien die priesters wat diens gedoen het in daai voorhof, het nie hulle job gedoen nie. Hulle het dit begin toelaat. Hulle het gesê, dis alright. Sit julle stalletjies op, verkoop julle produkte. Moenie worry oor die gebed nie. Verkoop net eers julle produkte. Jy sien, hulle totaal en al, hierdie gedeelte wat uitgesit was vir aanbidding, het hulle misbruik. Hulle het die hele plek geokkupeer, verkopers en verkopers.
Dit was 'n muurnes van bedrywighede. Julle het daai tafel gesien hier in die begin, sommer 'n ou prentjie. Maar ek stel jou voor, hier stap hy in met die sweep. Hier gooi hy daai tafels om. Die geldwisselaars, hy jaag hulle uit. Hy sê, "Gaan uit my huis uit." Dis 'n huis van gebed. Was 'n lawaai geweest, daar was geen orde geweest nie. Jy sien hè, God stel 'n standaard vir sy huise waarin bid moet word. Hy het 'n standaard. Hy het morele waardes. En ons kan nie daarvan afwyk nie. Jy sien, God soek heilige tempels. Heilige tempels. Jy sien in Exodus 25:8 staan daar, en hulle moet vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Dis hoekom ek vir jou sê, hier's 'n goddelike atmosfeer in hierdie plek. Dit moet 'n heiligdom wees hierdie. Hy wil in ons midde wees. As ons nie hierdie plek salf in die oggende nie, as ons nie hierdie plek net gebruik vir God nie, is dit nie heiligdom wat vir hom gemaak is nie. That's the story. Ons kan nie 'n sysaal of 'n saal of 'n gedeelte van die plek uitvier Vrydag aand vir 'n partytjie nie. Ons kan nie die kerkterrein waar samekomste plaasvind. Ons kan dit nie gebruik vir bazaars nie. Ek sê dit vanmôre, want baie bazaars wat die kerk aanbied, word daar drank verkoop. Ons kan nie dit doen nie. Jy sien in Levitikus, luister mooi wat sê die Here in Levitikus oor sy tempel. Hy sê, so moet julle dan die kinders van Israel waarsku teen hulle onreinheid, dat hulle nie sterf in hulle onreinheid deur my tabernakel wat onder hulle is te verontreinig nie. Woe! Daai reëls geld, mense. Dis die reëls wat geld. Onreinheid in God se teenwoordigheid. Ons sien dit het ernstige gevolge. Jy kan sterf. As jy die tabernakel, die tempel, die plek van samekoms onrein maak. Jy sien in Markus 11:16 lees hierdie gedeelte, dis die parallelle teks. Dis nou nadat hy hulle uitgejaag het, sê hy vir hulle, hy leer hulle, hy sê vir hulle, enigiets deur die tempel dra nie, en hy het nie toegelaat dat iemand enigiets deur die tempel dra nie, en hy het hulle geleer en gesê, is daar nie geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie, maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Wat word baie keer ingedra? Hy het hulle nie toegelaat dat iemand enige iets wat onrein is, deur die tempel dra nie. Wat bring ons as mens in die gemeente in baie keer? Wat dra ons baie keer? Hoe trek ons aan baie keer? Hy sê, sal 'n huis van gebed wees vir al die nasies. En hierdie verwys direk na die voorhof, na die outer court. En my aandag is vanmôre op die outer court. Dis die voorhof van die heidene. Dis waarop ek jou wil bewus maak. Jy sien, die skoonmaak van die tempel is altyd 'n skadubeeld van die Ou Testament na die Nuwe Testament. Die skoonmaak van die tempel, mense, is bevryding. Die skoonmaak van die tempel is om die vuiligheid uit te kry, is bevryding. Dis die spring cleaning van die tempel. En wat staan daar in die Nuwe Testament? Daar staan in 1 Korintiërs 6:19, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle aan julleself nie behoort nie. Hier sit die tempels, hier sit hulle. Hier sit die tempels. Prys die Here. En dan 2 Korintiërs 16:16 staan die volgende:
Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gesê het, ek sal in hulle woon. Jy sien toe Jesus daai outer court betree, toe jaag hy die demone uit. Hy het hulle buitekant gesoek. Hy het gesien, dit wat hier aangaan is demonies van aard. Hy jaag hulle uit. Weet jy wat gebeur eers as jy begin om demone aan te spreek? Die godsdienstiges begin uiters geïrriteerd te raak. Hulle hou nie daarvan nie. Die godsdienstiges raak so ongemaklik in die teenwoordigheid van die Here, in die atmosfeer wat God skep. Hulle raak geïrriteerd. Nou kom ek nou vandag vir julle sê, net bloot die feit waar daar oor demone gepraat word, maak die groep klaar kleiner. Jy sien, bevryding bring ongemak. Maak die ouens so 'n bietjie jittery. Jy sien, dan kom die kritiek teen pastore en bedienaars. Dan word die kritiek teenoor hulle uitgespreek. Jy sien, wat moet die mense eerder doen? En dit verstaan hulle nie in die gees nie. As bevryding in 'n gemeente gedoen word, en daar staan een ou op om bevry te word, dan is die gemeente veronderstel om op te staan, te juig en te jubel oor een persoon wat vrygekom het. Halleluja. Jy sien, maar die godsdienstiges wil nie deel hê in hierdie oorwinning nie. Jy sien, een van die groot redes as 'n gemeente 'n altarkol doen. Een van die groot redes hoekom mense nie in die samekomste vrykom nie, is die volgende. Is as gevolg van die skare se reaksies. Hulle kom in beroering. Daar's 'n klein groepie wat sê, yes, hier gaan die oorwinning kom vir die persoon. Daar's ander. Hulle sit net so en kyk. Daar's ander wat jaloers is. Jy sien, wat sal nou vandag gebeur in hierdie plek? Dit maak nie saak hoe slim jy is en hoeveel jy weet van die woord van God af nie. Jy kan miskien vandag hier sit en dink, ek is ten volle vry. Maar dan is jy nie vry nie. Jy sien wat moet gebeur vandag? Is jy een ou vandag opstaan nie? En hy sê, weet jy wat? Ek het 'n probleem. Ek voel 'n ongemak in my. Ek ervaar iets is nie met my reg nie. En hy staan op. Dan is die res van die gemeente veronderstel om saam op te staan, saam te bid, saam te proklameer die oorwinning wat gaan volg, die bevryding wat gaan plaasvind en daardie persoon gaan vrykom. Daardie demone gaan uit daai persoon uitgaan en hulle gaan vlug. Maar die mense is passief. Hulle deel nie in die oorwinning nie. Jy sien, die demone moet vlug in die naam van Jesus as die gemeente saamstem en hulle bid saam. Moet hy demoon uit hy persoon uitgaan. Wie is verantwoordelik? Ek noem baie ernstige goed vanmôre. Wie is verantwoordelik vir skizofrenie? Weet julle wat is dit? Skizofrenie. Dis 'n ernstige geestesversteuring wat mense het. Ek gaan nou vir jou 'n voorbeeld in die Bybel gee. Wie is verantwoordelik vir psigopatiese gedrag? Dis ernstige goed. Dis persoonlikheidsversteurings, mense. Nou kom ons, nou sê ons, 'n ou is 'n narcis. Wie is verantwoordelik dat 'n ou is narcis is? 'n Demoon wat hom beset. Is verantwoordelik dat 'n ou aangespreek word en sê hy's 'n narcis. Maar daai gees van narcisme is nog nie daai ou gedryf nie. Weet jy wat? Dis net lekker om te sê hy's 'n narcis. Hy's 'n narcis. Maar daar word niks aan dit gedoen nie. Niks. Jy sien, demone is verantwoordelik vir hierdie goed. Kom ek gee vir jou die voorbeeld in die skrif. Kom ons lees 'n bietjie Markus 5, die besetene van Gadara. Wat het daar gebeur? Dis 'n man gewees wat in 'n stad gebly het saam met mense in 'n dorp. 'n Doodnormale ou. Maar 'n demoniese gees het plek gevind om in hom te kom. En wie wat het hy demoon gemaak? Hy het gemaak dat hierdie ou
tussen die grafte rondhardloop. Hy het gemaak dat hierdie ou dag en nag skree. Ah! Wie doen sulke dinge? Demoniese besettings doen dit. Dis 'n demoon wat in daai ou is. En Jesus kom en hy sê, onrein geeste wat binne in jou is, ek beveel jou om uit hierdie man uit te gaan. En hy stuur daai demone tussen die varke in, hulle van die see en hulle verdrink. Wil jy nou vir my vanmôre sê, almal van ons is vry, hier's nie een wat nie 'n probleem het nie. Almal van ons, hier en daar is daar iets in ons wat aangespreek moet word. Kyk wat sê die skrif, kyk bietjie hier. Die skrif sê, Matteus 23, 27 tot 28, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, gefeinstes, julle is soos grafte wat wit gekalk is, wat van buite baie mooi lyk, maar van binne vol doodsbenere en allerlei onreinheid is. Mense, die kerke, die samekomste, die gemeentes is vol doodsbenere en allerlei onreinhede. Hulle sit daar. Hierdie goed word nie gepreach in kerke nie. Ons is bang die ou kom nie weer nie. Dank God die Vader. Ons bedien dit in hierdie gemeente. Woe! Jy sien, van die oomblik, ons moet dit mooi verstaan. God praat deur sy woord met ons. En ons moet dit mooi verstaan, vanaf die oomblik, toe ons Jesus, toe elkeen van julle wat hier sit, Jesus aangeneem het jou suiwering begin. Daai suiwering hou nooit op nie. Ek wil dit vanmôre vir jou sê. Nooit. Dis 'n pad wat jy stap van suiwering. Dis 'n pad van heiligmaking wat jy stap. Weet jy hoekom? Jesus gee vanmôre vir jou hierdie voorbeeld. Hy soek sy tempel skoon. Hy soek nie vuil tempels nie. En partykeer het ons 'n sweepie nodig om ons so bietjie te piets om skoon te kom. Matteus 21 tot nou toe. Toe Jesus sy tempel skoon gemaak het in Matteus 21, tot nou toe sê ek vir julle, het hy een job. Hy soek sy tempel skoon. Jy en ek is die tempel, hy soek jou skoon. Nou sit hier dalk vanmôre iemand wat vir my sal vra, hoekom is dit nodig om Christene skoon te maak van dome? Ek is van demone, dis mos 'n Christen. Hoe kan hy nou 'n demoon wil hê? Ek wil jou antwoord vanmôre. Hoekom het Jesus die onreinheid uit die tempel uitgehaal? Hy het gesien sy tempels is nie skoon nie. Hy het gesien die tempels raak vuil. So met die tyd, sê ek nou vir jou, elkeen wat julle wat hier sit, raak die tempel maar 'n bietjie vuil. So nou en dan. Jy sien, ek en jy het nodig om ons huise te spring clean. Jy kan nie net jou huis een keer skoonmaak en dink die huis gaan altyd skoon bly nie. Jy het nodig om die huis 'n bietjie te spring clean. Hoekom gooi jy minstens een keer op 'n dag jou huis se asblik uit? Sê vir my. Stink. Ja man, daar's besig om 'n stank. 'n stink reuk in jou kombuis te kom. Jy sien, net so begin die tempel. So nou en dan begin die tempels te stink. Dan nodig hy. Ek wil nie eens die vraag vra vanmôre nie. Wie van julle, want dit is nogal 'n kardinale belangrike ding wat ek gaan vra vanmôre. Wie van julle is nog nooit deur 'n bevrydingssessie nie? Ek moet nie eens jou hand opsteek vanmôre nie. Ek los dit vir jou om daaroor te dink. Wie van julle het al gegaan om te sê, ek soek die tempel 'n bietjie skoon. Ek soek 'n bietjie iemand wat my kan help. Wie van julle het al gegaan daarvoor? Jy sien, Jesus is steeds vandag aan die werk. Hy wil die vuil goed uit ons lewens kom haal. Hy wil kom skoon maak. Jy sien,
Ek het vroeër gepraat, hoe praat ek van 'n goddelike atmosfeer? Toe praat ek van waar God se teenwoordigheid is. Sy atmosfeer moet gehandhaaf word waar hy teenwoordig is. Kom ek nou vir jou sê, jy kan een drankpartytjie bywoon. Die beste vriende wat jy het, nooi jou vir 'n verjaarsdag. En daar drink hulle, en daar word enige musiek gespeel. En daar gaan dit lekker jolly. Dis net die deur waar die vyand soek om bietjie in te kom en jou vuil te maak en jou gedagtes te verander. Is net daai geleentheid wat hy soek. Hierdie goed gebeur in ons lewens. Jy kan net na die stadion toe gaan en jy gaan bietjie rugby kyk daar en daai manne sit rondom jou en drink daar en hulle skree "Cheetahs!" en dit gaan te kere daar rondom jou. Dis net die deur wat moet oopgaan. Dat die vyand by jou kan inkom. Met sy veiligheid wat daar is, daai vuil atmosfeer daar, kan jou wat daar sit besoedel. Dis wat gebeur. Jy sien Jesus wil die vuil goed verwyder. Woe! En ek wil proklameer vanmôre. Dankie Jesus dat U bereid is om tempels skoon te maak. Dankie Jesus dat U bereid is om demone uit mense uit te jaag. Dankie Jesus dat U bemoeienis maak met ons wat hier sit vandag. U wil ons wat hier sit vandag fisies, geestelik kom skoonmaak. Dankie Jesus, U is bereid om die vuil goed uit tempels uit te verwyder. Sê amen. Halleluja. Dankie Jesus. Hy was bereid om na die voorhof toe te gaan. Die outerkort, die plek waar die heidene is. Om te begin onder die heidene om hulle te suiwer. Dankie. Weet jy, hy's so goed Jesus. Hy's bereid om die minderwaardige eerste aan te raak en te sê ek wil jou skoonmaak. Jy weet, daai outerkort, daar was mense gewees, die woord heidene, Gentiles, hulle het nie gekwalifiseer om die heiligste te betree nie. Hulle is nog nie daar gewees nie. Hulle is in die outerkort gewees. Hulle moes eers bid. Hulle moes eers gebruik maak van die geleentheid om God te nader. Jy sien maar Jesus kom daar hierdie outerkort toe. En hy raak hulle aan, en hy jaag hulle uit, en hy bevry hulle van daai gees. Hy maak hulle skoon. Jy sien elkeen van julle wat hier sit vandag. Moenie dink almal wat hier sit vandag is die heiliges nie. Jy's so heilig, jy's so pure. Nee, hier sit dalk iemand vandag wat Jesus wil kom skoon was vandag, wat hy wil kom aanraak vandag. Hier's dalk net een persoon. Ek wil vanmôre, mag gou vir my daai deur oop agter Rietjie. Mag gou daai deur oop. Hier's klaar manifestasies in hierdie plek. Hier is klaar manifestasies in hierdie plek. En ek kom nou in die naam van Jesus, demone in die naam van Jesus, uit hierdie tempels uit. Ek beveel julle in Jesus se naam, uit hierdie tempels uit hierdie plek uit. In die naam van Jesus kan julle juig, kan julle in oorwinning kom, in die naam van Jesus, uit hierdie plek uit, jy hoort nie hier nie, hierdie is God se tempels, hierdie plek is sy samekoms, dis sy heilige plek, waar ons by mekaar kom om God te loof en te eer. Ons sal suiwer hier vandag sit, in die naam van Jesus, uit hierdie plek uit. Wow! Jy sien Jesus sê, hy wil jou vrymaak van vrees. Wie gee vrees? Waar kom vrees vandaan? Dis 'n demoniese werking wat jou kom bang maak binne in jou. Jy sien, lieg en leuns. Hy wil jou vrymaak vandag van lieg en leuns. Hy wil jou vrymaak vandag van bitterheid. Hy wil jou vrymaak vandag van jaloesie. Hy wil jou vrymaak vandag van woede. Van woede. Wow. Was hierdie week so kwaad gewees. Kwaad. 'n Blik verf van my het weggeraak. Kry nie die blik verf nie, ek weet ek het hom gekoop. Ek het hom nodig, die blik verf is weg. Hy is gesteel, maar ek raak kwaad.
en ek ry so met my bakkie om 'n tweede blik verf te gaan koop. En ek besef, in die bakkie, hierdie kwaad word, is 'n demoon wat dit veroorsaak. En ek sê in die naam van Jesus demoon, jy het nie 'n plekkie in my wat woede veroorsaak nie. In Jesus uit my liggaam uit, jy kan selfbevryding doen, het jy dit geweet? Jy kan selfbevryding doen. Jy kan hom beveel, want dit is die gees van God nie. En ek kom terug met daai blik verf en ek sit hom daar neer. Nadat ek die kere gegaan het oor 'n blik verf wat weg is. En ek sê praise the Lord. Die vyand wat hy steel, ek gaan 7 blikke verf kry vir hy een. En ek besef net daar en dan. Mense, dis waarvan ek praat. Hierdie is waarvan ek praat vanmôre. Jesus sê, julle is die tempels. Hy sê, julle is duur gekoop met sy bloed. Hy sê, Jesus se bloed het betaal vir jou en vir my. Elke demoon in die naam van Jesus, jy is kragteloos. Halleluja. Jy sien predikers, hulle preek nie demone nie. Want die skares kom in beroering, wanneer dit gepreek word. Kyk gou bietjie, wat is die beginsels wat Jesus koester vir die Vader se huis? Kyk gou bietjie, wat is die beginsels wat hy koester vir die Vader se huis? Onthou Jesus, toe hy daai demone uitgejaag het in die tempel, wat sê Jesus? Hy sê, ek doen niks wat die Vader nie vir my sê om te doen nie. Jesus het dit nie gedoen omdat hy so gevoel het nie, man. Hy het dit gedoen want sy Vader het vir hom gesê, hierdie huis vir my is 'n huis van gebed, hulle moet uit. Kyk wat sê die skrif, skrif sê, en sy disippels het onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir u huis het my verteer. Jy sien, Jesus het 'n ywer vir sy huis. Ons as predikers, ons as herders, het 'n ywer vir sy huis, die tempel, vir sy huis het ons 'n ywer, laat demone moet uit. Laat die tempel moet skoon wees, onreinheid moet uit. Ek kan hier voor preach, maar ek weet, hier's baie onreinheid hier binne nie. Jy sien, die selfsugtige optrede van daai handelaars in die voorhof, Colleen, dit het gegaan, net oor hulle eie ding. Jy sien, dit was 'n belediging vir God gewees. Om die voorhof vuil te maak, om handel te dryf in die voorhof, waar dit gaan oor eie ek, is 'n belediging teen God. Jesus is verteer deur die heilige woede. En Jesus het gesien, die eerbied wat daar vir God getoon moet word in sy huis, is nie daar nie. Die tempels is vuil. Jy sien, as jy hier sit vandag, en jy word getorment op die gebied van pornografie, op die gebied van drank, sigarette, noem het, nagmerries, jy gedink nagmerries, jy gedink, sommer maar net iets, wie veroorsaak nagmerries? Wie veroorsaak trauma? As jy 'n nagmerrie in die aand het, moet jy opstaan. En jy moet sê in die naam van Jesus, dis nie van U af nie, Here. Ek beveel hierdie nagmerrie, ek sny dit af in Jesus se naam. Ek beveel hierdie demoniese werking wat dan nagmerries veroorsaak, ek beveel dit om uit my liggaam uit te gaan, my gedagtegang moet skoonkom. 'n Nagmerrie is nie van God nie. Hulle gaan my op YouTube net so groot aankyk. Julle op YouTube, ek is gelukkig ver van julle af, die Here beskerm my. Halleluja. Jy sien, stres. Ek het stres gehad. Ek kon nie stres oorwin, voor ek nie Jesus aangeneem het nie. Ek kon dit nie wen nie. Ek moes pille drink om dit te wen. En ek het net besef, pille is nie my uitkoms nie. Ek moet Jesus aanneem. Ek moet daai demoon wat hierdie stres veroorsaak, ek moet ontslae raak van dit. Jy sien, omdat jy getorment word
deur demoniese manifestasies, luister nou mooi. Omdat jy getorment word deur demoniese manifestasies, beteken nie jy is nie gered nie. Hoor wat ek sê. Jy kan 'n geredde persoon wees wat getorment word deur demone. Jy sê nee, maar as jy getorment word deur demoniese manifestasies, is dit vir jou 'n rooi lig wat vir jou sê, jy moet daarmee deel. Jou lewe is in gevaar. Dis wat ek vir jou wil sê. Jou lewe is in gevaar as jy nie daarmee deel nie. En wie is daar om jou te help? Kan ek hoor Jesus? Ag nee mense, Jesus is daar. Jy sien, Jesus is daar om ons te suiwer. Jesus is daar om die gevangenes vry te laat. Jesus is daar om weg te brand wat in die pad staan. Jy sien, Jesus wil sy heiligheid, hy wil sy heiligdom suiwer. Dis wat hy wil doen. Hy wil sy heiligheid in elkeen van ons se lewens inbring. Dis wat hy wil doen. Jy sien die verkopers in die voorhof, luister mooi, daai verkopers wat daar verkoop het in die voorhof. Hulle was nie die eienaars van die tempel nie. Hulle het onwettig sake gedoen in die voorhof. Die priesters het hulle toegelaat, hulle was onwettig met onwettighede besig gewees. Hulle was met goed besig gewees wat vir Jesus verontwaardig het. Wat hom geskok het. Ek wil vanmôre vir jou sê, die demone wat dalk in jou is vandag, besit jou nie, hulle is nie die eienaars van jou nie. Hulle is nie die eienaars nie. Jy moet dit weet. Hulle is onwettig daar in jou. Hulle okkupeer jou onwettig. Jy sien, dis 'n goeie tyd nou om 'n uitsettingsbevel aan te kondig vanmôre in hierdie plek. In die naam van Jesus, ek beveel elke demoon weer eens in Jesus se naam om by die plek te verlaat. Dis 'n uitsettingsbevel vir enige iets wat nie van die sewevoudige gees van God is nie, in Jesus se naam uit elke tempel uit. Dis 'n uitsettingsbevel. Verlaat die tempel wat aan Jesus Christus, die Seun van God in die Heilige Gees behoort. Halleluja. Jy sien, jy's duur gekoop met Jesus se bloed. Aan wie behoort jy? Jy behoort aan Jesus. Jesus het die titelakte. Jy is sy eiendom. Jesus het die titelakte. Dis bo geberre by hom. In sy troonkamer sit hy met die titelakte om te sê, hierdie een behoort aan my. Kan jy vanmôre op grond daarvan, op grond van hierdie uitsettingsbevel, op grond van dat hy jou eienaar is, hy die titelakte vir jou het, kan jy vir 10 sekondes hardop hom loof en prys om te sê, ek weet wie my eienaar is. Kan jy dit doen vanmôre in hierdie plek? Kan jy hom loof en prys en sê, ek behoort aan u, u bloed het my gekoop, ek is duur gekoop, my naam is in die handpalm gegraveer, ek is die oogappel. Halleluja. Sjoe. Jy sien ons liggame behoort aan die Heilige Gees. Moenie toelaat, Ronel, dat jou DNA, jy het Jesus se DNA, moenie toelaat dat jou DNA besoedel word nie. Jy sien Matteus 21:12-17, ek wil weer vir jou 'n stukkie hier lees. Dis dieselfde versgedeelte, en Jesus het in die tempel van God ingegaan, en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars, die stoele van die duiweverkopers omgegooi. Lees mooi, ek gaan vir jou verduidelik. Jy sien die skrif sê almal. Hy het almal uitgejaag. En dan, wat beteken die omgooi van hierdie tafels en die stoele wat omgegooi is? Dit beteken in die gees môre, sien dit in die gees. Dis alles strongholds. Hy het hulle nou uitgejaag. Maar al daai strongholds, al daai patrone wat gevestig is in hulle, al daai wat reeds vas is in hulle as gevolg van hulle onwettigheid, hy wil dit kom omgooi. Dis die stoele en die tafels. Hy wil dit kom herstel. Dis die strongholds.
Jy sien, slegte gedagtepatrone, verkeerde denke, negatiewe gesindhede, verkeerde begeertes en verwagtinge. Jesus wil ons bevry. Hy wil nie die demone uitjaag nie. Hy wil vir jou sê, jy moet verander. Jy moet nie meer so dink oor dit nie. Hy wil jou gedagtepatroon kom verander. Dan nie, vrees is weg van vandag af in Jesus se naam. Halleluja! Daai gedagtepatroon van vrees is weg. Jy sien, hy wil alle demoniese tafels wat opgerig is, alle demoniese tafels en stoele wat opgerig is, wat hy kom omgooi. Dis die strongholds. Hy wil dit kom vernietig. Hy soek nuwe furniture, man. En dan gaan afsluit nou met hierdie skrifgedeelte. Dis 'n kosbare skrifgedeelte. Skryf hom neer as jy kan. In Eksodus 14:13 tot 14. In die gees, dis 'n profetiese woord hierdie. In die gees is 'n woord wat krag het hierdie. Dis 'n woord wat jy maar kan proklameer. Daar staan, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you, you need only to be still. Dis daardie volk van hom wat uit Israel uitgetrek het. Het hulle gesê, deliverance. Julle gaan bevry word. Daai Egyptians in ons lewe. Dis die duiwel en sy demone. Hy wil iemand uit daai slawerny uitkom. Hy wil jou vrymaak vandag. Hy wil iemand, jy moet loskom. Hy sê today, deliverance the Lord will bring you today. Jy sien, daar staan in Matteus 21:14, luister na hierdie versgedeelte, jy moet hierdie stuk gaan weer lees. Daar staan in daai gedeelte, en dis net nadat hy hulle uitgejaag het en hulle tafels en stoele omgegooi het, staan daar. En daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel en hy het hulle gesond gemaak. Mense, luister mooi. Bevryding is die pad na genesing. Bevryding is die pad na genesing. Dis die pad wat gepave word vir jou na genesing toe. Jy kan nie genees as jy nie eens vry is van die ding wat jou pla nie. Jy sien, Jesus, hy maak nie net vry nie, hy breek die vestings af. Daarna, jy sien, alles wat 'n gewoonte geraak het in jou lewe, wil hy kom verander. Jy's 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel. Dit wil hy kom doen. Hy sê, vrees in die naam van Jesus uit. En hy wil jou kom genees. Hy kom na die root toe. Waar kom hierdie vrees vandaan? Hy wil dit kom genees. Wat veroorsaak vrees? Weet julle wat? Ek kan verklaar vanmôre, in die naam van Jesus, slapgees, in Jesus se naam. In die naam van Jesus, slapgees, uit Jesus se naam. In die naam van Jesus, dan gaan jy, in Jesus se naam. In die naam van Jesus, jy sal vrykom, my sussie. En jy sê, halleluja. Halleluja. Jy sien, dis wat my so lief maak vir die Here. Hy's 'n volledige God. Hy dryf nie die demoon uit en hy los jou nie. Nee, hy breek die vestings af. Jy sien nie, hy wil jou genees op die einde van die dag. Hy wil jou gesond hê van dit wat jou pla. Jesus doen nie halwe werk nie, man. Prys hom, kom ons klap hande vir hom. Hy doen nie halwe werk nie. Ek wil by jou hoor vanmôre. Daar iemand van julle wat hier sit, wat 'n bietjie beroering in hom het. Daar iemand van julle sit wat baie ongemaklik is. Sy iemand wat hier sit wat weet, I've got a problem. Jy hoef nie jou toe kom sien nie. Maak 'n afspraak. Maak 'n afspraak. Die dag, as die hele gemeente kan saam staan, en ons kan een persoon vir hom bid en hy kan bevry raak, daai dag leef ons, is hierdie gemeente in groot oorwinning. Maak 'n afspraak, as jy ongemaklik voel. Maak 'n afspraak. Jy weet, something is wrong. Dinge loop nie reg nie.
Jy sien, luister wat sê die skrif. Ek het dit nie op die bord gesit nie. Die skrif sê, wanneer mense onder die woord en teenwoordigheid van God kom, die lig sal die donkerte ontbloot. Die skrif sê, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit oorweldig. Het dit nie oorweldig nie. Johannes 1:5. Die duisternis kan nie die lig oorweldig nie. In hierdie plek vandag, al sit hier iemand wat hardnekkig is vanmôre, die duisternis kan nie die lig oorwin in hierdie plek nie. En Efesiërs 5:13 sê, want alles wat aan die lig gebring word is lig. Halleluja. Jy sien, wanneer Jesus bedien het die demone gereageer op sy teenwoordigheid in die woord. Hulle het uitgegaan. Prys sy naam, prys sy naam. Voor ek aangaan, ek wil net gehoor. Is hier iemand wat skrif het of iets wil byvoeg tot hierdie woord?